So is jy gereed vir die woord. Ek het so eintlik die eerste inleiding van die preek klaar begin mee. En julle almal ken die verhaal, dit is altyd vir my so mooi verhaal, maar ek wil vandag so 'n bietjie twee verhale bymekaar bring en dit is eintlik twee verhale van Engels praat van siblings. Ek weet nie wat se Afrikaans van siblings. Boeties en sissies. Sibble, weet nie wat iets. So ons gaan as daar nie 'n woord is wat ons ken nie, dan maak ons sommer 'n woord op. Ons het vanoggend voor die tyd het ek gevra, weet hierdie woord die afdwaling. Ek weet nie wat woord is soos die afdwaling nie, maar die seun het afgedwaal. Van die plan wat die Here vir hom gehad het. Was dit God se plan dat hy beland is in die varke? Kan jy God se plan mis? Verseker. Soms dink mense ons is sulke puppets on a string en Here lei ons net en oral waar ons gaan is God wat ons soontoe gevat het. Nee. God het jou geskape met die vermoë om self te dink en te redeneer en besluite te maak. En hy sê ek sit voor jou lewe en dood. Jy moet kies, maar as jy nie reg kies nie, gaan jy op die verkeerde plek land. Sy woord is ons riglyn, is die lamp vir ons voete en die lig vir ons pad. So jy moet sy woord gaan raadpleeg voor jy 'n besluit maak. Moenie net sommer 'n besluit maak op gevoel en emosies nie. Is oor die naweek wat ek dink aan 'n daai skrifgedeelte wat sê be anxious of nothing. Moet oor niks angstig raak. As jy begin angstig raak, moet jy dit los. Stop net daar. Want ons kan so ywerig soms raak en weet ywer moet gekombineer word met wysheid, anders het dit slegte resultate. Ywer, jy moet altyd vra, Here, gee my u ywer, maar asseblief voeg ook die gawe van wysheid by die ywer. Want ywer sonder wysheid kan baie skade bring. Is dit nie waar nie? So jy moet leer om rustig te raak en die Here se vrede te vra in dit wat jy doen, sodat jy nie in angs gedryf word. Dis nou nie ek in die preek nie, ek sal die ekstra offergawe vir opneem nie, maar iemand moet dit dalk hoor volgende. So die verlore seun het gedwaal. Hy het vir die pa gesê, pa, gee my dit wat my toekom. En hierdie verhaal, en al twee verhale gaan ek vir julle lees, en dis deur Lukas opgeskryf, ons sien dit nie in die ander evangelies nie, en dis van siblings, twee boeties en twee sissies, se verhale wat ek volgende net jou wil herinner aan en dit by mekaar uitbring, en soos ek gelees het, hierdie seun het gesê, Vader, gee my dit wat ek toekom, wat kom hom toe? Nou, dit klink baie verwaand, as ons dink, weet hierdie kind kom na sy pa toe, hierdie seun en sy pa, gee my die erfporsie wat my toekom. Nou ons moet verstaan die kultuur, ons kultuur en die Joodse kultuur is baie verskillend, en hulle doen dinge baie anderste. Nou, die seun wat gevra het, gee my wat my toekom, is nie die oudste seun nie. Nou, vir interessantheid, jy kan gaan lees in Deuteronomium 21 vers 17, sê dat die oudste seun, die eerstgeborene, moet 'n dubbele porsie kry, van wat enigiemand anders kry. As die erfporsie opgedeel word, dan moet hy 2 slices kry, as die ander net 1 slices kry. Okay? So, hier is net 2 seuns, en hierdie is 'n gelykenis. So, die eerste verhaal is 'n gelykenis, en die tweede verhaal is 'n gebeurtenis. Maar al twee is vir ons geskryf om iets te leer. Nou, as dit 'n gelykenis is dit 'n storie wat Jesus opgemaak het, om vir ons iets te leer oor die koninkryk van God. En dis wat hy deur die evangelies gedoen het. Hy het altyd hierdie gelykenisse vertel, maar dan was daar ook gebeurtenisse. So die tweede storie is nie 'n opgemaakte storie, maar ja, dit was 'n werklike 'n gebeurtenis wat ons gaan lees. Maar ja, hierdie seun net terug te kom na die jongste seun toe. So as hy aanspraak gemaak het op die erfporsie, het ek my wiskunde, ek hoop nie stel my te leer nie, dan sal hy van die erfporsie so 1/3 gekry het van die erfporsie, want hy was nie die oudste nie. So as dit moes gelyk opgedeel word en die oudste dubbele gekry het, dan moes die oudste 2/3 en hy net 1/3 gekry het. So die wiskundige mense moet so half help, nou, maar dit werk so bietjie omtrent uit. So hy het so 1/3 gekry van die besittings. En die Jode het so gewerk, en ek dink is nog eintlik baie wys hoe hulle dit so gewerk het. So, eer jou vader en moeder het 'n hele ander idee as om net hulle te gehoorsaam en te respekteer. In die Bybel eintlik. Ons verstaan nie altyd die konteks in dit nie. Ja, jy moet hulle altyd respekteer, jy moet hulle altyd eer, maar jy moet hulle nie altyd gehoorsaam nie. Asseblief meneer, as jy getroud is, moenie meer jou pa en jou ma gehoorsaam nie. En mevrou, jy ook veral nie. Okay. So daar's 'n tyd wat jy die huis verlaat wat jy nie meer gehoorsaam nie, want gehoorsaamheid is 'n baie sterk element van eer, maar daardie element van eer verdwyn met die dag wat jy jou eie huis begin. Okay, ek het eendag met 'n man wat baie lank getroud was, toe sê hy, nee, maar ek moet nog my pa gehoorsaam, toe sê ek asseblief, maar kom sien my, ek dink julle het huweliksberading nodig, ek kan sommer net weet. Want as jy nog steeds jou pa of jou ma gehoorsaam, jy's in die huis, dan het jy moeilikheid. So, die eerkonsep in die Bybel is dat jy het
jou ouers jy het vir hulle gesorg. So, daar was nie pensioen soos ons dit geken het. In vandag se tyd, jy bou vir jou 'n pensioen op en jy betaal pensioen en as jy nou afgetree is, dan kry jy jou pensioen wat uitbetaal. Nee, jy het jou besittings opgebou en dan as jy op 'n plek kom wat jy oud genoeg is wat jy nie meer wil werk nie, dan het jy jou kinders geroep en jy het hulle erfporsie vir hulle gegee. Nou dink jy wysheid hier aan. Hulle moes dan die erfporsies gebruik en met dit woeker en verder vat, maar hulle moes dan vir jou sorg. Jesus het die fariseërs aangespreek om te sê dat julle sê vir julle ouers, nee, ekskuus, ek het nie meer om vir julle te sorg nie. Dit is die eer jou vader en moeder gebod wat hulle aangespreek het. So jy moet eintlik met die rol draai en jou ouers wanneer hulle aftree, moet die kinders gesorg het vir die ouers, want daar was nie pensioenfonde soos ons op die tyd nie. En die wysheid daarin is dat jy nog steeds hier is, so hulle kry nie net die geld of die besittings as jy nie meer hier is nie. So as jy is, kan jy nog inspraak hê en wysheid lewer in die besteding van die erfporsie, want dis hoekom erfgeld so erfgeld is. Okay, so die konteks van die Bybel, en hierdie seun het seker op die plek kom en sê, okay, weet jy pa, hy het amper sy pa op vroeë pensioen hier gesit. As ek dit so kan noem. Gee my die porsie wat my toekom. So pa is nou tyd. Maar hy het dit verkeerd natuurlik aangewend. In plaas daarvan dat hy goed met dit gaan woeker het en gaan werk het en ontwikkel het, want weet ons kry talente en ons moet die talente gaan ontwikkel en dit meer gaan maak. En uit die meer maak moes hy dan vir sy pa gesorg het, maar hy het natuurlik uit sy eie selfsug of sy hebsug het hy net die goed gevat en hy het dit gaan bestee. En hy was nie gereed vir dit wat hom toekom nie. En hy het dit ontvang, en soos die woord sê, het hy dit losbandig gaan bestee, sy broer sê dit reg, hy het dit op hoere gaan spandeer. So hy het losbandig gaan lewe, hy het buite die wil van die Here gaan lewe. En Lukas 15:17 in die Bible, Basic English sê, but when he came to his senses, soms moet ons net tot ons sinne kom, om te besef, ons is nie waar ons moet wees nie. Maar as eers wanneer jy tot jou sinne kom, wanneer jy dit besef, waar jy die moed met mekaar moet skraap om op te staan en terug te gaan. En hy het besef waar hy is nie God se plan nie. Daar is hom beter. En waar is beter? In die huis van sy vader. En in die huis van die vader is dit, ja, dit kan meer as een betekenis hê. Dit kan praat van God se teenwoordigheid, maar ons weet ook in die konteks van die Nuwe Testament sê die Here, my gemeente is my huis. Om deel te wees van God se koinonia, se gemeenskap van gelowiges. Jesus sê, ek bou my kerk. En die poorte van die doderyk sal nie staande bly teen sy kerk nie. So die autoriteit teenoor die doderyk staan in die dinamika van die eenheid van die gemeenskap van gelowiges. Soos iemand ooit vir jou sê, jy het nie kerk nodig nie, en jy het nie nodig om deel te wees van 'n kerk in jou geloofswandel nie, hardloop weg. God bestem vir ons, en Jesus het dit so bestem om vir ons die kerk te plant en te stig en te bou, want ek en jy, ons het mekaar nodig, in die geloofswandel. Goed, en ons het die seun tot bekering gekom, so, ek gaan na die volgende storie toe, en ek gaan nou vir julle sê, hoe gaan ons dit by mekaar uitbring, maar die volgende storie is die gebeurtenis. Nou, ons lees hierdie storie in Lukas 10, vanaf vers 38, en dis van twee sissies. So die eerste een is twee boeties, en hier is weer twee sissies wat heeltemal anderste is. Dit is so, kinders is heeltemal anderste van mekaar. Hulle is nie dieselfde nie, al kom hulle van dieselfde agtergrond of bloedlyn af, kan hulle heeltemal anders te optree. Maar ons lees hierdie verhaal Lukas 10 vers 38. Hy sê en op hulle reis het hulle 'n sekere dorp, het hy in 'n sekere dorp gekom, dis nou Jesus, en 'n vrou met die naam van Martha het hom in haar huis ontvang. En sy het 'n suster gehad met die naam van Maria. Nou die twee se naam is interessant. Martha beteken minnares, okay, mistress in Engels, en Maria beteken of bitter, maar eintlik die oorsprong is rebel. So as jy bitter is, tree in rebellie op. Rebellie, die oorsprong van rebellie is bitterheid.
Jy's ongelukkig oor iets, jy's bitter oor iets, jy's bitter in die lewe, dan raak jy gewoonlik rebels, en dan word jy's dwars van die regering. Dis wat rebels is dit nie waar nie. So, maar dit is baie so mooi, dat, en ons kan baie keer soveel koppel aan mense se name en die betekenis van hulle name, maar Jesus het nie hulle gehanteer volgens die betekenis van hulle name nie. Okay, hy het hulle gehanteer vir wie hulle is. So is die ding, hy sê sy het 'n suster gehad, in die naam van Maria, die het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. So 2 sissies, Jesus kom aan huis, Martha ontvang, en dis Martha se huis, so duidelik was dit nie Maria se huis nie, Martha het hom ontvang, en Martha het reggemaak en reggestaan, want sy het natuurlik gehoor Jesus is op pad, en soos die meeste van die dames nou sal doen, sy sal haar huis reg hê en 'n plek maak, en alles netjies maak, en alles moet net, al die kussings moet nou bly op die tafels, of op die banke hou, en al die tafel moet skoon wees, en so, en weet, die beste manier om jou huis skoon te maak, nooi gaste. Okay. So as jy vinnig alles wil in plek hê, dan sê jy vir die kinders, ons het die pastoor genooi. Ons gaan braai. Gebruik dit. Nee, grap, okay. So, kan nie almal kan uitkom nie. Maar dan maak hulle almal vinnig skoon en alles reg. So sê hier is ons Martha, sy het hierdie huis en julle weet mos, en wie van julle ken sulke vrouens of wie is sulke vrouens? Ons wil net alles moet reg wees en alles moet in plek wees en alles moet net loop en die kos moet gemaak word en alles moet op tyd wees en alles moet reg wees en dit is wonderlik en is goed. Dis goed. Maar hoor wat sê Jesus, hy sê, maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Wie van julle ken 'n paar Marthas? Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie. Nou kan ek net sien hoe sy daar besig is en oral oppoets en ek dink sy het so 'n paar keer ook weet Maria se skouers so 'n bietjie gestamp as sy verbygekom het. Net om haar te laat attent maak, hoor, kan jy nie sien ek is besig om te werk nie. Wil jy my nie kom help nie? Is goed wat met wees en as jy so kom aan, hierdie plek moet reg en die kos moet reg en ons het en sy wil net alles moet perfek wees en al die servette op sy plek en al die blommetjies en al die goed moet net in plek wees. En sy sê Here kan en op stadium het sy net genoeg gehad. En sê ek meen, kom aan Jesus, U is nou hier om vir ons lering te gee, U is 'n rabbi, ek meen, kan U nie sien nie, kan U nie my sussie bietjie aanspreek nie? Hoekom moet ek alleen die werk doen? Wat reg klink, want ons moet mos werk. Ons moet arbei. Dinge moet reg wees, dinge moet in plek wees. Ons moet oorleef. Die rekening moet betaal word. Wat is Jesus reaksie? Hy sê dan vir haar, dat sy moet help. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, hy het maar net altyd 'n manier om te antwoord, as ons almal so babbel so 'n bietjie bars. Om te sê, my way is not your way. Martha, Martha, nou as jy jou naam 2 keer genoem word, moet jy weet, nou moet jy luister. Martha, Martha. Ek dink Jesus het eintlik waar ek sien hom net so sig gegee. Want sien die prentjie, hier sit hy, Maria by sy voete en hy is besig om sy woord te deel in Maria en hierdie Martha is. Ten minste weet hulle gaan eet en dis net so, verstaan jy dis? En ek dink naderhand ek amper wonder of Maria nie op 'n stadium sê, raak net bietjie stil, ek kan nie hoor wat hy sê nie. Okay? Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge. Hoekom? Maar een ding is nodig. Hier is die rede hoekom jy so besorg is oor so baie dinge. Jy mis iets. Jy doen goed, maar jy doen nie die beste nie. Wat is die beste? Een ding is nodig en Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie. Wat het Maria gekies? Om te gaan stil sit by die
die voete van Jesus onder die geklank van die woord. Gaan trek, draai 'n bietjie tyd terug in jou week wat verby is. Ons stadsmense het 'n uitdaging. En ons uitdaging is tyd. Hoeveel tyd kan jy vanoggend sê, het jy by sy voete spandeer? Martha, Martha, jy mis dit. Want jy sien hierdie warboel en hierdie besorgdheid. In Matteus 5 noem Jesus dit, hy sê dat die hele wêreld is besorg, en die heidene is besorg oor wat hulle gaan eet en wat hulle gaan aantrek en wat, hy sê, maar soek allereers die koninkryk. En sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Wat sê hy vir ons? Vanoggend wil hy vir my en jou kom sê, mis jy nie dalk die volheid wat God vir jou instoor het nie. Jy probeer so hard. Jy wil so graag almal en alles om jou beïndruk, dat alles net so in plek moet wees. En Salomo in sy wysheid kom leer ons, dis 'n gejaag na wind. Ons hardloop van bakboord na stuurboord, om net iets klaar te maak. En Jesus sê, weet jy wat? Daar's beter. As jy maar net na die voorbeeld van jou suster wil kyk, Martha, hierdie rebelsie enetjie wat jy altyd so gejudge het, sy het iets kom leer. Want ja, ons lees verskeie kere van Maria. Daar's verskillende stories van Maria, nou ek weet daar's verskillende Marias ook, maar dalk was sy die een uit wie 7 geeste gedryf is. Maar sy het geweet, by Jesus se voete is waar dinge verander. By Jesus se voete is waar ek hoop vind, by Jesus se voete is waar ek weer begin droom, by Jesus se voete is waar ek weer krag tap uit sy woord uit. By Jesus se voete is dit wat ewig durend is, want sy woord sal vir ewig bly staan. Hierdie alle goeders, die klere in jou lyf, daai pakkie wat jy gekoop het hierdie week, volgende week is hy oud. Die motte kom vrede. Maar by die voete van Jesus kan niks of niemand van jou wegvat nie. En hier kom ek terug na die gedeelte van die 2 seuns. En ek wil vanoggend, ja, ons fokus altyd op die verlore seun. Ek wil 'n bietjie kyk na die ander boetie. Die oudste broer. Ons weet sy pa het vir sy broer ontvang en duidelik was die oudste broer nie by die huis toe dit gebeur het nie, want die pa is baie opgewonde en ek dink dit was 'n groot feesvieringe en dit was, weet almal het geweet, die pa is bly, die pa is opgewonde en het beleef hoe die pa sy seun omhels en die pa het gesê, weet jy wat, bring vir hom 'n kleed, trek vir hom onmiddellik 'n nuwe kleed aan, want ek dink hy het nie goed gelyk op daai stadium en nou hy kom uit die varkhokke uit en sy pa het gesê, asseblief, daardie kalf wat ons al lank besig is om vet te maak, weet want dit vat 'n rukkie om 'n kalf vet te maak. Daardie spesiale kalf wat ons een kant toe gesit het vir feesviering, dis nou die tyd. Ek is opgewonde. Ons kan eventueel hierdie kalf, nie die vark nie, die kalf kan ons gebruik. Ons gaan vanaand feesvier. Hoekom? Want my seun wat dood is, het weer lewendig geword. Hy's terug. En hier kom die oudste boetie van waarvan af kom hy? Lukas 15:25 en sy oudste seun wat was in die veld. Besig. Hy het gaan werk. En hy het hard gewerk. Hy het sy pa probeer beïndruk. Ek is die voorbeeldseun. Ek is die ou boet. Probeer my pa net kry dat hy trots is op my.
Ek was in sy velde gewees, ek het die, dalk geploeg, dalk het hy gaan oes, ek weet nie, hy was iewers in die veld, hy was besig, en toe hy nader kom, toe dink hy, wat gaan hier aan, dis ons nou nie tyd vir feesviering nie, daar's nie nou een of ander fees wat ons nou veronderstel is om te vier nie, wat gaan hier aan, en hy vra, hy sê, wat is hierdie beerdsange wat ek hoor, hy sê, terwyl hy al nader kom na die huis toe, hoor hy die musiek en die beerdsange, en hy vra vir een van die diensknegte, wat gaan nie aan? Hy sê nie, jou broer wat verlore was, daardie rebel van die huis, daardie swart skaap, hy is weer terug. Daai ene wat die erfporsie gevat het, wat jy weet, waar daar op daai plekke uitgang het, wat nie veronderstel was om uit te hang nie. Daai ouetjie, wat die Here nodig gehad het, okay? Hy's terug. En jou pa het gesê, ons gaan feesvier omdat hy terug is, en hoor wat is die broer se reaksie, en ek wil vanoggend vir sê, ek veronderstel dat meeste van ons wat hier sit, is nie die verlore broer nie. Ons is hierdie broer. Here, maar ons arbei, ons het aangemeld by die kerk. Here, ek is elke leeflike maand is ek op diens, Here. Hoekom het ons nou opgewonde wees oor hierdie klomp wat, nou kyk hoe leef hulle daar buite, kyk hoekom het ons, en die woord sê, hy het kwaad geraak, hy sê, en hy het kwaad geword, want hierdie vetgemaakte kalf, hy verdien dit nie, kyk waar was hy, kyk hoe het hy geleef, kyk wat het hy met my pa se geld gedoen, wat hy jare by mekaar gemaak het, hard gewerk het, kyk wat vang hy aan, hy sê, en hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie, maar hy het 'n vader wat verstaan, hy is in sy vader gaan toe uit en smeek hom. Maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare, en ek het nooit u gebod oortree nie. Ek is impressive. Here, ek het gedoen wat u van my verwag. En vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Arme ek. Jy sien dit nie eens raak nie. Ek het probeer te beïndruk. En hier is die ding, net so 'n bietjie ouer kind leiding vanoggend. Jou kinders moet weet, jy is trots op hulle al presteer hulle nie. Pas op om hulle afhanklik te maak en hulle identiteit te koppel aan prestasie. My kinders het al baie bereik en baie wat my trots gemaak het, maar ek is meer trots op wie hulle is, as wat hulle bereik het. Dis ons verhouding met ons kinders. Jy hoef nie hierdie span te haal nie, jy hoef nie hierdie punte te haal nie, jy hoef nie hierdie kompetisie te, voordat ek gaan reageer nie, hulle moet weet, jy is opgewonde oor hulle ongeag hulle prestasies, ouers. En dis wat hierdie pa vir die seun kom sê. Hy sê, ek het hard gewerk, ek het hier probeer beïndruk. Kan julle dit sien? Soveel keer probeer ons hard en ons probeer die regte ding doen en dis goed en dis wonderlik. Maar in die probeer reg doen, in die harde werk, mis ons bietjie net wat vir ons in stoor is. Hy sê, maar toe hierdie seun van die kom, wat hy goed met hoere deurgebring het hy vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Hoe regverdig is dit? Hierdie ou het droog gemaak, hy verdien dit nie. En toe sê hy vir hom, kind, en hier is die sleutel volgend. Hoor mooi, vers 31. Kind, ek wil jy nou mooi luister, want die Gees van die Here praat met jou volgend. Kind, jy is altyd by my. En al wat myne is joune. Jy is altyd by my. Alles wat ek het, is joune. Nou, Jesus het hierdie storie opgemaak, om vir my en jou te leer, iets wat die Vader se hart is, vir my en jou. En vanoggend weet ek die boodskap, God wil na jou toe kom, en sê, kies die betere. Wat is die beter? Om bietjie stil te raak en te hoor, wat die hartklop van jou Vader is. Wat hy vir jou instoor het. Maar jy is so besig om hom te probeer beïndruk, jy is so besig om alles te probeer reg doen, en is goed. Maar ons mis sy seëninge.
omdat ons te besig is, soos Martha. En hier is 'n uitnodiging volgende, en ons het laasweek gepraat oor die lewende waters, wat Jesus sê, nee, kom drink by my. As hy sê, alles is syne, wat sê hy vir hom? Wat sê hy vir ons volgende? Ons wat in die huis is, glo jy volgende jy is in die huis? Glo jy is deel van God se huishouding? Glo jy jy's daardie seun, daardie kind wat sê, Here, ek het my lewe vir U gegee, ek dien U my hele lewe, ek offer alles op, dis wie ek is die seun, ek is nie verlore nie, ek is nie tussen die varke nie. As jy dit vanoggend kan sê, hoor wat sê die woord van die Here. Die Vader kom na ons toe en sê, maar jy mis dit. Jy hoef nie my te vra vir 'n bokkie om te gaan slag en vrolik te wees nie. Vat dit, dis joune. Want wat myne is joune. Wat aan my behoort aan jou. Dis die volheid wat ek vir jou instoor het. Maar jy is so versigtig en jy is so hard besig om my te probeer beïndruk. Jy is so hard besig om te werk en alles uit reg te doen, dat jy mis dit om soms net bietjie vrolik te wees en dit te geniet dat jy my kind is. Daar's geen groter vreugde eintlik in die lewe as om te weet jy is 'n kind van die lewende God nie. Dis die grootste vreugde wat jy in jou lewe kan beleef. Dis die grootste besef wat jy kan hê. Dis rede om fees te vier. Dis nie ek is 'n kind van die Here, ek kan nie my lewe geniet nie, ek mag nie bietjie vrolik wees nie, ek mag nie blyskap wees nie. Die wêreld moet sien ek is 'n kind van God. Kom aan, ons is diep met die huppel in ons stappe. Ons is die wat kan sê, weet jy wat, niks is vir ons onmoontlik nie, ek sal geen tekort hê nie, want alles wat aan my Vader behoort aan my ook. En ek kan net vra wat ek wil, of ek hoef nie eers, hy sê, jy hoef nie eers te vra nie. Vat dit net, wanneer laas het jy net gevat, wat aan jou behoort? Kan ek net herinner, God sê, alles wat syne is, dis wat hy vir ons sê, hoor ek het reg, as ek die storie lees, alles wat syne is ons sin. Psalm 50 vers 10 tot 12, ek wil net 'n bietjie herinner in een of twee skrifte, hy sê, want al die wilde diere, ek moes dit onthou het, ek gaan jag het, al die wilde diere van die bos is myne, die vee op berge by duisende, ek ken al die voëls van die berge en wat roer op die veld, is van my, as ek honger het ek jou nie, sal ek jou nie dit sê nie, want die wêreld is myne en sy volheid. Dis jou Vader wat hier praat. My seun, my dogter, dis wie ek is, dis wat ek het, en wat ek het is ook, jy moet dit sê, jy moet dit glo, ons beperk onsself so, nee maar ek moet nou eers dit verdien, ek moet nou eers probeer dat die Here beïndruk met my is, en hier is die probleem, weet as jy dit uit verdienste probeer ontvang, dan gaan jy voel, as jy dit nie ontvang nie, ek word nou gestraf. Wie van julle straf julle kinders met 'n bord kos of nie 'n bord kos nie? Kom sien my, want ek gaan jou anders te bedien as wat ek ander mense bedien. En jy gaan nie maklik jy uitstap nie, okay. Jy gaan nie jou kinders straf met 'n bord kos nie. Hoekom? Want is jou kinders, jy gaan hulle voorsien. Ja, daar's 'n plek van tugtiging. Jy tugtig die kinders wat jy liefhet, om hulle te leer, om beter te wees, okay? Maar jy gaan hulle straf om hulle kos van hulle weg te vat, en vir hulle nie te voorsien nie. Die Vader kom en sê, maar wat myne is joune. Het gaan verder. Haggai 2 vers 7. Eintlik vers 8, maar ek wil vers 7 tot 9 as 'n profetiese woord vanoggend lees. Nie net vir jou nie, maar vir hierdie gemeente. En ek wil hê dat jy hierdie skrif vat en saam met ons hierdie skrif oor die gemeente bid en dit oor jou eie lewe bid. Haggai 2 vers 7, hy sê, ek sal ook al die nasies laat bewe, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei. God gaan voorsien uit bronne wat ons gaan laat verbaas staan. Nie noodwendig uit mense uit die kerk uit nie. En ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul, sê die Here van die leerskare. Aan my, hoor die herinnering, onthou dis die Vader wat nou net gesê het, alles wat myne is julle sin. Aan my behoort die silwer en aan my die goud. Ek gaan vanmiddag daar na juwelierswinkel toe vat en sê korrigeer, want dit is ons God. Regtig nie. Maar hoor dit sê, aan my behoort die silwer en aan my die goud, spreek die Here van die leerskare.
Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre, sê die Here van die leerskare. En op hierdie plek sal ek vrede gee, spreek die Here van die leerskare. Hoekom? Want jy leef in die berusting dat alles wat jy nodig het, is alreeds tot jou beskikking, want jy het 'n Vader wat in die hemel is, wat sê die aarde en die volheid daarvan behoort aan my, die goud en die silwer behoort aan my. Hoekom sal jy 'n tekort hê? Dis tyd dat jy vat wat aan jou behoort en met dit begin leef. Ek het al die storie vertel waar ons was op Witbrood daar op 'n eiland gewees en iemand het ons voor die tyd gesê, weet jy nou net, die koeldranke is baie duur, die gaskoeldranke. Vat dit saam en hulle het vir ons so fokus gesit op, weet jy, ons moet net 'n plek maak in ons bagasie dat ons koeldrank saamvat want dis te duur, weet jy, jy's nog jonk en jy het nog net getroud, so jy het nie te veel om te spandeer nie. En ons is daar die hele tyd en ons rantsoen hierdie gaskoeldranke wat ons nou ingewees, jy kan net soveel vat, weet jy. En ons het versigtig, jy het amper dors gelei. Okay? En jy is kinders hier, met baie koeldrank nodig. Okay. So die laaste oggend ons ontbyt gehad, toe ek so om die een hoek gaan van die hotel wat ons in gebly het, sien ek maar hier's 'n hele tafel vol koeldranke. En ek vra ek is 'n bietjie lus vir weet dis vrugtesap. En ek vra vir die persoon, waar kan ons koop? Hulle, no, that's for free. So die hele week het ons uitgemis op wat dit deel van die pakket was. Hallo? Kom bietjie meer geoefen het. En dan was meer om te drink. OK. So ons het uitgemis op die volheid van die pakket. Ek wil nie eendag voor die Vader staan en hy sê, man, hier is die pakket. Hier is die volheid van die pakket. En jy het net so ou stukkie gevat. Jy het nou net, jy het elke dag veld werk toe en kerk toe en huis toe. En jy het my probeer beïndruk, maar jy weet, jy hoef nie my te probeer beïndruk nie, want ek is lief vir jou, net soos jy is. Net soos jy is. Maar ek het vir soveel meer gehad. Martha, Martha. Hou op. Hou op. Hou op. Om so hard te probeer. Want ek kan jou beloof, ons probeerslag is in elk geval nie indrukwekkend genoeg nie. Wat soek hy? God doesn't need you. Weet jy dit? God doesn't need you. He wants you. Weet jy wat God se grootste begeerte van jou? Is dat jy by sy voete kom sit. En net jou 'n koppietjie teen sy bors kom druk en sê, Here, hoe klop jy hart? Jesus, stel vir ons die voorbeeld. Nie deur Martha en Maria se storie waar Maria by sy voete kom sit het, maar weet julle dat Jesus by die Vader se voete gaan sit het, kort. Ons lees dit in die evangelies. In sy besige skedule, hy het nie gekies om besig te wees, die mense het hom gevolg, hoor as waar hy gaan. En keer op keer, sê die woord, het hy probeer om na 'n eensame plek toe te gaan. Hoekom? Vir wat se rede? Hoor dit sê, Matteus 11 vers 28, hy sê, Matteus 14:23, hy sê, nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in die eensaamheid te bid. Wat is gebed? 'n klomp woorde en versoeke. Iemand het dit eendag so mooi gesê, prayer is not about what you are doing, it's all about who you are with. Prayer is not about what you are doing. Is daar iets soos 'n verkeerde gebed? Ek het nog nooit voor mense gebid nie, nou bid ek verkeerd. Nee, daar is nie so iets nie. Prayer is about who you are with.
is om in sy teenwoordigheid in te tap en te fokus op hom. Waar was Maria se fokus? Op Jesus, onverdeelde aandag. Martha? Sy was aandag afleibaar. Dit is 'n siekte van ons tyd. Ons praat nou die dag, as ons vandag op skool moet wees, sal ons baie labels gegee. Jy is hierdie, dit, en weet nie wat se, asof ons baie labels gegee het. Goed, dankie Here, hulle het nie daai tyd sulke woorde gehad nie. Pas op vir die woorde wat hulle julle kinders mee label. Pas op, ouers, wees versigtig. Onthou net, as jy gediagnoseer word met iets, is dit nie jou label nie, dis net iets wat gehanteer moet word. Jy is nie dit nie. Wees versigtig vir wie jou kind stuur om hulle te diagnoseer. OK? Want mense doen dit nie altyd wys nie. Maar die Vader kom na my en jy sê, weet jy wat, ek soek jou. Jesus het een kant toe gegaan om te gaan bid. Markus 1:35, hy sê, en vroeg in die môre, nog diep in die nag. Ek weet nie wanneer gaan dit vir jou werk nie, maar iewers moet jy plek in jou skedule maak. Vroeg in die môre en diep in die nag het hy opgestaan en uitgegaan na die eensame plek, vertrek en daar te gebid. Toe die disippels hom vind, toe sê hy, kom laat ons na die volgende dorp toe gaan, want hiervoor het ek gaan bid. Sien, hy het geweet, hy kan nie die volgende taak aanpak nie. Hy kan nie die volgende bediening begin, voordat hy nie by die voete van die Vader gaan sit het nie. En ek wil volgens sê, moenie die volgende dag begin nie, moenie die volgende projek begin nie, moenie die volgende ding aanpak, voordat jy nie by die voete van Jesus gaan stil sit het nie. Maria kies die betere. En ek en jy moet leer om te kies, om te sê, Here, ons koop die tyd uit. God is op soek na my en jou aandag. Jesus roep ons, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. En ek sal julle rus gee. Martha was bekommerd oor soveel goed. Geen rus in haar siel gehad nie. Waar vind jy rus in jou siel? Waar vind jy die vrede van God? By die voete van Jesus. Onder die geklank van sy woord. Hoe spandeer ek tyd met Jesus? Hy is die woord wat lewend geword het. Ek gaan my binnekamer, hy leer ons. Gaan jou binnekamer, sluit die deur en bid. Hoe bid ek? Sien net, gebed is 'n tweegesprek, verhouding is 'n tweegesprek. Ek praat nie net nie, ek hoor ook, ek sit en luister. Hoe luister ek? Ek maak die woord op en ek begin lees. Dis Jesus wat met my praat. Hier's Jesus. Die inhoud is Jesus. Ek kan nie vir jou genoeg beklemtoon wat se impak die woord in jou lewe maak daagliks nie. Maar jy moet die betere kies. Kies tyd vir die woord. Die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus opgestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hoor die uitnodiging. Ek vra die orkes vorentoe kom. En dan, hoor wat is God se grootste begeerte van my en jou? Wat soek hy die meeste van jou? Jou offergawes, jou tiendes, jou aanbidding, hoeveel het jy kerk toe gaan, al die goed is goeie goed, moenie ophou om dit te doen nie. Maar dis nie God se grootste behoefte van my of van jou nie. Vanoggend wil ek hier met jy uitstap met die wete. Wat is die Vader se verlange? Wat is God se verlange van my en jou? 2 Kronieke 16 vers 9. Lees dit saam met my op die bord. 2 Kronieke 16 vers 9. Want die Here, sy oë deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te steun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. 2 Kronieke 16 vers 9. Die Here, sy oor deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te ondersteun, wat sy hart onverdeeld op hom gerig is. Martha, Martha, waar is jou hart? Ja, jy het Jesus ontvang in jou huis. Maar hy was nie jou fokus nie. Hy het nie jou onverdeelde aandag gehad nie.
En vanoggend is dit die uitnodiging, die Here net vir jou sê, kom. Jy kan soveel meer beleef, alles wat myne is joune. Weet jy wat was die seun se probleem, die oudste seun? Hy het duidelik nie 'n verhouding met sy pa gehad nie. Dit het eers 'n konfrontasie gevat, voordat ek kon uitvind, as hierdie alles tot my beskikking. Duidelik het hulle nie die gesprek van tevore gehad nie. Hoekom? Want hy het nie die tyd uitgekoop om by sy pa te gaan stilsit. Hy was so besig. Jy gaan baie meer uitvind, wanneer jy by sy voete stil staan. En ek wil jou vanoggend aanmoedig, aanvaar die uitnodiging. Koop die tyd uit, want daar raak al hoe boser. Waarvoor moet jy tyd uitkoop? Koop die tyd uit vir die voete van Jesus. Koop die tyd uit vir sy woord wat oor jou spoel en jou lewe verryk. Wees daardie seun, ja, wat by die huis is, maar moenie mis oor die volle pakket van die huis nie. Jy's in die huis, jy's nie verlore nie, jy's nie tussen die varke nie, dis die genade van die Here, maar in sy genade is daar ook goedertierenheid, wat praat van sy voorsiening. Wat meer is dit wat jy voorvra of dink, want alles is syne. Hy is die God wat voorsien. Al wat ek en jy nodig het is om die beter te kies. Kies die betere. Soos Maria. Hy gaan sit by sy voete stil. Kom ons staan saam. En vanoggend, hierdie lied is so van pas. En doen, maak dit jou gebed volgend. Dis Here, help my om my tyd, my dag so te bestuur, sodat ek by u voete kan sit en die hartklop hoor. Vader, in hierdie oggend wil ek bid vir mense se tyd. As hy ding is wat die vyand reg gekry het, is om ons besig te hou. Here, om ons aandag te steel. Maar vanoggend, Here, wil ons kies soos Maria gekies het. Ons wil kies om die tyd uit te koop, om by u voete te kom sit, Here, en die hartklop te hoor. Here, want u het vir ons soveel meer in stoor. Here, ek sien vanoggend soveel mooi dinge, Here. Soveel goeie dinge. Wat u vir elkeen wat hier staan opgestoor het, om te sê, maar hier, dis tot jou beskikking. Ek is jou Vader, wat vir jou alles wil gee, wat jou hart begeer. Maar koop die tyd uit om jou te verlustig in my. Koop die tyd uit om by my te kom hoor, sodat ek jou kan leer en vertel, soos daardie pa vir sy seun gesê het, maar alles wat myne is dan joune. Geniet dit, wees vrolik oor die feit dat jy my kind is, deel van my huis is. Here, ek bid vanoggend, Here, dat u ons die wysheid sal gee. Here, om ons lewe so te beplan en te prioritiseer, Here, dat ons nie ons tyd saam met u laat verlore gaan nie, maar dat dit vir ons 'n prioriteit sal wees. Ons kies meer van u, Here. Ons kies meer tyd vir u, Here. Heilige Gees, maak ons bewus van u teenwoordigheid. Help ons om te lewe, Vader, in die gemeenskap met u Gees, wat ons herinner aan die hart vir ons. Here, kom gee vir ons rus vir ons siele, Here. Kom help ons met die bekommernisse, en dit wat ons so verstrik, Here, die dorings, Here, wat ons lewe wil kom beïnvloed, al buite wat wegneem. Ons wil laat stres, worry, Here, ons wil bid vanoggend, dat u dit sal kom wegneem, en ons net u vrede gee, want ons sit by u voete. Ek kom seën elkeen, Here, met meer tyd, Here, want hulle beplan beter, met vrede wat alle verstand te bowe gaan, Here, met hoop en met 'n sekerheid dat hulle 'n Vader in die hemel het wat voorsien. Ek eer die Vader vir u liefde en die genade in Jesus Christus se naam. Amen. Mag die Here jou seën en kies die betere en ons hoop jy 'n wonderlike week.